Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend Dr. Louis Boag, hy is van Elanco South Africa en ons gesels 'n bietjie oor die bedreiging wat vliee vir ons beeste. En nou Dr. Louis, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, dankie vir die uitnodiging, sien uit om saam met jou te gesels, Toepie. So ons het nog 'n ernstige gesprek oor hierdie vliee en brommers, maar as ons na die bedreiging kyk wat hierdie vliee en brommers inhou, veral vir ons beeste, wat kan jy vir ons daarvan sê? Ek dink die een groot ding as ons kyk na vliee, brommers en dit is dat een van die groot probleme wat dit veroorsaak is nommer 1, dit lei tot 'n las vir die diere en tweedens is dat as ons kyk na 'n brommeraanval kan dit 'n impak hê op die dier se welsyn en goed as gevolg van hoe die diere geaffekteer word in dit en dan as ons ook kyk na die beesprodusente en goed en hoe die intensiteit van die las en as ons kyk na die weer wat ons nou net gesien het, weet ons dat jou volwasse vliee broei al hier van 16 grade uit. En wat baie interessant is van vliee is dat hoe warmer die temperatuur word op 'n sekere punt, hoe korter raak hulle lewensiklus. Nou om dit net gou vir jou in perspektief te stel is as jy kyk rondom 20 grade is die lewensiklus van vliee ongeveer 3 weke. Maar teen 35 grade wat ons nou gesien het op van die areas is in die land, verkort daai lewensiklus na 7 dae toe. En dit beteken dat jy ongeveer 3 keer meer of 'n 3 keer groter vlieglas het wat 'n impak op jou diere kan hê, wat daai konstante irritasie veroorsaak, stres en dan uiteindelik verlaag die produksie van die dier en die welsyn en dit 'n impak op die welsyn van die dier. Dokter, spesifiek nou wat jy genoem het dat daar seisoonaal kan ons dalk 'n bietjie meer vliee sien as in ander seisoene oor die temperatuur. Is dit hoekom ons ook nou meer vliee in ons huise sien oor die temperature wat hoër is? 100% en die ding is dat mense kan sien ek bly in Gauteng en as jy vat oor die laaste paar weke het die hoeveelheid vliee wat jy selfs in jou huis het drasties vermeerder en dit is as gevolg van die nat warm toestande wat ons ervaar en die impak wat dit het op hulle lewensiklus. Nou as ons vat met jou huisvliee en jou klein huisvlieg, net interessant is, vliee groei nie, so as volwasse is, baie keer sien jy die kleiner enetjie en dit is 'n ander spesies van huisvlieg wat jy kry. En soos wat dit opkom, tel daai vlieglas op en soos dit vir ons 'n irritasie is dit net so vir die diere. En as ons kyk na jou tipiese vliegseisoen, jy het jou gewoonlik jou hoogste populasie vliee tussen Desember en Maart wat direk korreleer met jou somerreën en somer temperature. So, watter soort vliee veroorsaak die meeste probleme veral as dit kom by ons beeskuddes? Nou as ons kyk na ons beeskuddes en dit is dit oorhoofs afhangend van jou produksiesisteem en dit speel jou suigende vlees soos jou huisvlieg en jou klein huisvlieg 'n groot rol. Dit is tipies 'n las wat hulle veroorsaak en irritasie. En as ons kyk dan het jy jou buitende vliee wat 'n rol kan speel. Jou buitende vlieg, die mees algemene een is jou stalvlieg, wat jy in opstalling sal kry, dink aan melkerye en dit. Daardie vlees sal tipies op die bene van die dier sit en hulle byt die dier en dit veroorsaak pyn en ongemak as hulle byt. En dan as jy dink aan wonde en dit, kan jy baie keer met jou beesbrommer, as jy nou dink aan die Afrikaanse naam is spykerwurm, waar jy brommeraanval kan kry op beeste wat dan tot ernstige probleme kan lei in jou beeskudde. Nou, hoe beïnvloed hierdie vliee dan ook dan nou die gewigstoename van ons diere? Nou, vir my is dit altyd, ek sal sê, weet jy wat, as jy kyk na vliee en jy dink net aan lasvliee en jy het genoem die impak wat ons sien op vliee en dit is daai irritasie en dit. Nou, die groot ding is ons dink aan produksiediere is daar om te produseer. Nou, as hulle geaffekteer word deur vliee, deur las, is hulle minder geneig om te eet. As jy dink aan skape, wat hulle gewoonlik gedoen is hulle lê meer rond, jy sal jou beeste sien skud hulle koppe en is meer besig met hulle stert en dit en hulle sal baie keer bonnel ook en dan uiteindelik die impak is dat jy gaan laer speengewigte kry. 'n Interessante studie is gedoen op jou stalvlieg. Geruime tyd terug hier rondom 2007 wat hulle gesien het is al meer as 2 vliee van jou stalvliee op die dier se bene sit, dan kan die melkproduksie val tot en met 1,5 kg per dag, wat nogals merkwaardig is. So, hulle irriteer nie net vir ons in die huis nie, maar hulle irriteer ook
die diere Net so. nogals in die stalle nogals baie ernstig. Net so. Nou kan vlee jy het nou so 'n bietjie daaraan geraak, maar daar's natuurlik 'n groot impak op melkproduksie spesifiek. Is daar enige ander assosiasie wat dit het met die melkproduksie wat ook negatief is? So verseker. So as ons kyk is en net oorhoogs kyk na vlee, so hulle dra baie siektes oor. En as jy dink aan een van jou groot probleme wat jy in melkerye kan hê is mastitis. Nou vlee is 'n welbekende hoe kan ek sê meganiese vektor van jou bakterieë met die naam van Staphylococcus wat jou mees algemeenste bakterie is wat mastitis veroorsaak. Dan as jy selfs kyk deur 'n wyeer ding en mens dink aan galsiekte, dit kan as 'n meganiese vektor vat om galsiekte tussen beeste oor te dra. En soortgelyke mense, as ons nou vat uit 'n virus topic wat baie hoe kan ek sê van pas is dit is dat hulle kan selfs 'n rol speel in 'n kort afstand om selfs back and close weer te versprei tussen diere. Dit is nogals 'n groot probleem veral met waar Suid-Afrika op die oomblik is met die toestand van back and claw onder ons diere. Net so dit is soortgelyk as wat ons met mense, die mees algemeenste manier is nog steeds direkte kontak met die speeksel en dit, maar as jy vat van kampe net langs mekaar en dit, so dit is 'n groot probleem in die industrie, en ek weet die industrie is al redelik hard geslaan daardeur, ek bedoel, ek hoef niks vir die boere wat luister te vertel daaroor nie, so ek dink, as ons kyk uit 'n biosekuriteitsoogpunt, speel vliegbeheer in jou boerdery ook 'n kritiese rol, veral as dit 'n intensiewe boerdery is. So, net voordat ons na die breek toe gaan, ons het nou 'n bietjie gepraat oor die impak wat dit het op melkproduksie, maar kan dit die normale weigedrag van ons beeste ook beïnvloed as ons 'n oormate vlee het? Ja, ekstensiewe diere verseker dieselfde impak op hulle. Die groot ding is vlee hou van nat en warm toestande en is gewoonlik organiese materiaal wat hulle in wil broei. En wat interessant is, dat hulle kan tot en met 30 km reis op soek na broeiplek en op soek na kos. So ja, definitief ekstensiewe beeste ook. Dokter, ons is nou weer terug saam met jou. Ons gas is saam met ons op Groot Plaas vandag, Dr. Louis Boog, om te gesels oor die gesondheidsbedreiging wat vlee vir ons beeskuddes inhou. Nou eers tyd vir die Groot Plaas kalender. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons volgende Dr. Louis Boog van Elanco South Africa en ons gesels 'n bietjie oor die gesondheidsbedreiging wat vlee inhou vir ons beeste. Dokter, so ons het 'n bietjie vinnig gesels oor back and claw seer wat oorgedra kan word deur die vlee as dit in kort afstand, as kampe in kort afstand is van mekaar. Maar watter ander siektes kan hierdie vlee na ons beeste oordra? So daar's baie. So eerstens vlee kan 'n rol speel om parasiete. Ek dink as ons vat vinnig is galsiekte kan deur vlee, veral jou buitende vlee oorgedra word. Jy het slengtaalkoors wat 'n rol kan speel, waar vlee kan speel. En as ons kyk na virusse, het jy verskeie virusse wat ook deur vlee oorgedra kan word, en dan ek dink die groot een is verskeie bakterieë. Hulle vlee kan baie keer as 'n, kom ek noem dit 'n voertuig, en dis kom ons sê 'n meganiese vektor. So hulle gaan sit, kom ons sê op mis in dit, daar's bakterieë in, die bakterieë in die goed sit vas op hulle voete en dan beweeg hulle na 'n ander dier toe, etc. en so versprei hulle dit. En dit is baie belangrik om ook in ag te neem dat selfs as hulle iets inneem en dit is binne in hulle maag en goed, sodra jy 'n vlieg wegjaag en goed, ek dink nie die kykers wil dit hoor nie, maar 'n vlieg sal dan tipies uit 'n reaksie uit, hy sal mis of braak en dan vlieg hy. So hulle is baie effektiewe verspreiders van bakterieë, van virusse, van fungi, tussen diere en tussen plekke en dit. So die wanpersepsie wat van die ouer mense het wat sê hulle maak helfte van die dag, sien jy hulle maak hulle gesiggies en al daai goeie skoon, dit is immers nie die feit nie. Nee, ek vlieg, wees maar versigtig as jy op jou braaivors kan sit dit en jy waai hom te vinnig. So, ons het nou so genoem oor brommers, maar wat is die verskil as dit nou kom by brommers teenoor normale vlee? Nou die een ding met as ons kyk na brommers as jy dink aan kry jy hulle praat van jou in Engels hulle praat van jou bottles, jou blue bottle, jy daai groenes wat blink en dit. En wat hulle doen is afhangend van die verskillende spesies en dit kry jy byvoorbeeld brommeraanval in skape. Nou 'n area wat wel bekend is daarvoor is vir byvoorbeeld in die Wes-Kaap, die Oeverbergstreek en dit sal gereeld in skape en dit is 'n groot probleem. En
wat goed is, die boere is baie proaktief in dit te bestuur. En sodra die toestande reg is en daar is mis of iets op die dier wat hulle aantrek, of by beeste is dit mees algemeen wonde, daar het jy tipies jou beesbrommer wat spykerwurm veroorsaak. In Engels noem hulle dit old world screwworm. En wat nogals interessant is van jou brommers met hulle larwes of maggots, wat mense tipies in Engels sê, wat nou jou infestasie veroorsaak, so met spykerwurm, hulle is op soek na lewendige voedsel. So hulle sal hulle eiers lê op 'n wond en daai wurms of larwes boor dan in die dier in en veroorsaak dan pyn, ongemak, infeksie en dit. So wat anderste is teen vlee en goed is dat in jou brommers en dit is vorm die dier deel van die lewensiklus. Hulle het die dier nodig om hulle lewensiklus te voltooi. Dr. Boag, ons het nog tyd vir so een vraag, so 30 sekondes, net vinnig vir ons boere wat daar kyk op die oomblik. Watter bestuurspraktyke kan help om vlieggetalle te verminder? Ek dink die belangrikste ding is wat hulle praat van 'n geïntegreerde vliegprogram. Nou wat hulle beteken, dink aan biosekuriteit amper, is dat jy moet na verskeie aspekte kyk. Vlee irriteer ons, maar dis eintlik net 20% van die probleem. 80% van die populasie is in die onvolwasse stadiums in die omgewing. So beheer die omgewing. As jy kyk na intensief sanitasie, dis 50% van jou oorlog klaar daar, verhoed broeiplekke en dit. En dan kan jy kyk na meganiese beheer, chemiese beheer, maar dan probeer die lewensiklus van daai vlieg op soveel as moontlik plekke in sy lewensiklus breek. So weet watter vliee jy mee sukkel om hulle lewensiklus te kan onderbreek. Dokter, ons waardeer jou tyd. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vanoggend. Dr. Louis Boag van die Lanku, South Africa, en ons 'n bietjie gesels oor gesondheidsbedreiging wat vlee inhou vir ons beeste. Dis Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en ons sien mekaar weer môreoggend.